Welkom terug. Dit is tyd om agteroor te sit en lekker saam te luister, want sy is vermaaklik, maar ook diep. Jy ken haar dalk as die braaibroodjies meisie, of daai girl, of Wilhelmina van Gesina, maar vandag is sy hierdie girl en die geel bang girl. Ons is baie bly jy kuier 'n bietjie by ons, Bibi. Baie dankie. Ek het 'n geel ondertoon, so ek dink ek lyk haat op TV Ja, vanoggend. definitief. Hoor, jy korreleer mooi. Dankie. Luister maar, jy is deur 'n helse tyd. Ek is to hell and back, but dit is 'n ongelooflike testimonie wat ek het om te deel nou. En ek wil graag my storie vertel en ek dink ek begin met hierdie nuwe liedjie. Ja. Maar het was moeilik. Het was 'n moeilike tyd, maar ons is reg deur, middeldeur en weer heel bo. Ja. Gaan dit goed met jou? Soos dat jy vandag hier sit, gaan dit goed? Baie goed, dit gaan baie goed met my. Ek het nou net vir julle vertel, ek is uit die rolstoel uit. Ek was vir 6, 7 maande in 'n rolstoel. So om nou op krikke te wees is 'n hele ander monster, Ja. maar ek het daai freedom terug. En dit kan ek nie vir julle verduidelik nie. Ek voel soos 'n hele mens. Ek drink my koffie by die ketel, maar ek loop om self te maak. Ja, dit is ongelooflik, veral as jy dit nie verwag nie. En my vraag wat ek nou wou vra toe ons tyd verby was is, het jou nuwe liedjie iets te doen met die tyd waardeur jy is? Ja, 100%. Dit is So- 'n halwe samevatting van wat gebeur het, want ek is deur daai moeilike tyd omdat ek aspris is wie ek is. My gesindheid het my deur daai moeilike tyd gekry en die feit dat ek hardloop na komedie toe wanneer ek nervous of hartseer of bang is, dis my defense mechanism. En ek het lekker content gemaak vir die mense op TikTok in daai moeilike tyd met my bene in die lug in die hospitaal met daai snaakse rokkies wat my nie pas nie. So ja, ek het 'n goeie gesindheid gehou en dit is hoe ek daardeur is. Om te dink dit is nou al amper 9 maande terug is amper vir my crazy. Dis crazy om te dink. As jy terugdink in hierdie tyd wat mense deur 'n moeilike tyd gaan, dink ek altyd mense leer iets oor jouself. Wat het jy oor jouself geleer die laaste 9 maande? Vriendin. Dat 'n mens nie kan geduld koop op Takealot nie. Nee. Maar dat jy soveel meer ek kom nie op die woord nie, resilient is, Ja. is wat jy dink. Daar is amper niks wat jy nie kan deurmaak as jy jou kop op 'n blok sit nie. Ek is soveel sterker as wat ek gedink het. Ek is 'n sterk, inspiring vrou en ek kan dit sê, want ek het dit self gesien. Ek moet sê, ek dink dit het ook jou sang oriëntasie tot 'n mate nie verander nie, maar verdiep, want laas toe jy gesit het, jy gesê jy dink jy het jou genre ontdek, dit is goed voel pop. Maar ek wil amper sê jy het gaan speel op die randjie van diep voel rock. Baie Na hierdie dankie. ervaring. Ja, ek dink dit is wie ek is in my core. Ja. Ja. Wat 'n mens uitsit vir die wêreld is gewoonlik nie altyd presies ek dink waar jou hart lê nie, want mens weet wat werk. En om mense te maak lag is belangrike werk. Maar so ek dink ek is 'n bietjie van al twee. Ek dink ek kry nou die geleentheid om daai dieper kant van my te showcase, want daar's 'n baie diep kant aan my. En na hierdie moeilike tyd wat ek deur is dit belangrik om dit te deel, dink ek, want ek dink soveel mense kan relate en so baie Suid-Afrikaners het uitgereik na my op my Facebook en TikTok en toe ek deur hierdie moeilike ding gegaan het en hulle stories met my gedeel. So hierdie musiek is niet vir my, maar ek dink dit hits home. Nou Aspris is nie net 'n nuwe liedjie nie, maar dit is ook meer 'n hele vertoning daar agter. Vertel ons bietjie, hoeveel mag jy weggee? Ek het hom nou die oggend weggegee op 'n ander kanaal. So ek gaan hom bietjie slimmer package hierdie Niet weggee. Ja, ek speel 3 verskillende karakters. Ek speel Bibi en dan Martha en Janine. Maar Martha en Janine is 2 polar opposites van mekaar, soos kind of a yin and yang situation. Ag, ek gaan hom maar net so wel weggee. Op die einde kom dit uit dat ek al 3 is. Want 'n mens het altyd daai kante omtrent jou en ek het dit so beleef toe ek so na hospitale gelê het, een operasie na die ander. Dat daar is 'n positiewe kant aan my en dit gaan oor wie jy voer. En kom ons wees eerlik, ons al 3 is goed gevoer. Ja. Nee, maar dit is so, toe ek na die liedjie luister, die eerste keer toe dink ek, ek gaan hier vir my kinders speel. Hulle moet hoor, jy gaan nog vlieg. En toe ek hom weer na hom luister, toe dink ek, nee, ek gaan dit vir my man speel. Hy moet meer geduldig wees. En toe ek hom weer luister, toe dink ek, jette, maar ek moet dalk self ook luister. Wow, baie dankie. Wie het jy aanvanklik in gedagte gehad? Was dit dalk jou jonger self? Wie was die mens wat moes luister na hierdie liedjie aanvanklik? Ek dink ek het hom geskryf vir mense, maar ek het hom eintlik vir my geskryf.
want ek het hom geskryf voor ek geval het. Maar sy woorde het eers sin gemaak toe ek daar lê en wag om beter te word sodat ek hom vir die wêreld kan gee. Ja, so ek het hom uit 'n plek van onkunde geskryf en dit was vir my mooi Dis woorde. wat soos 'n profesie. Maar toe slaan dit my soos 'n golf toe ek opstaan na hierdie ongeluk. En ek dink as dit net vir daai rede is, het ek daai song geskryf want dit het my verander. En ek hoop hy werk vir iemand. Ek hoop hy maak iets wakker in iemand anders. Veral daai lyn maak nog 'n fout want môre is jy oud. 'n Fout hoef nie noodwendig 'n lelike ding te wees nie, jy weet. Mens kan dalk 'n kans vat of 'n beter medies kry. Maak 'n fout. Jy gaan nie later spyt Vat 'n kans. Ja, dit is Ek is mal oor die feit dat jy sê wees as prins wie jy is, want ek dink ons almal doen dit. Ons hou so 'n bietjie terug want ons is te bang met net nou oordeel hierdie persoon ons of net nou daai persoon 'n opinie oor jou of net nou jy en op die einde skaaf jy self af van wie jy eintlik is net oor ander mense se opinies oor jou. Ja, absoluut. En ek dink nie dat hulle opinie ooit sou wees wat jy gedink het dit sou wees nie. Ja. En dit is regtig iets wat ek lewe, is om as prins myself te is. Ek het die woorde so 'n bietjie verander in die song. Maar dit is iets wat ek regtig is unapologetic. En ek dink dis wat die song probeer inspireer. En ek wil mense inspireer om dit te probeer. Weet jy hoe liberating dit is as jy net kan is? Ja. En dis interessant deesdae met die cancel serie en goeters wat daar bestaan. Dink ek daar's twee daar's 'n feit en 'n mite rondom om jouself te wees, want party mense dink om as prins vreemd te wees en om nie om te gee as ander aanstoot neem nie, is om jouself te wees. Maar eintlik dink ek lê die kruks meer daarby om moenie jouself verander omdat mense opinies het nie. Ja. Nee? Ja, ek stem. Moenie jou liggie dim omdat dit te bright is vir ander mense nie. That's wrong. Ja. Maar ek dink mens hoef nie ongeskik te wees nie. En ek dink ek wil die lelike konnektasie met die woord aspris wegvat. Moenie aspris ongeduldig of aspris broos of lelik wees nie. Maar wees eerder aspris kind of lag aspris hard dat die hele kantoor jou kan hoor. Ja. Ek dink daai is mooi gesê en ook jy weet moenie as prins op iemand se Facebook comment nie. Scroll verby, suster. Jy hoef niks te sê nie. Jy hoef nie lelik te wees nie. Los dit. Oei, vai, ek sê jou, daai's 'n goeie een. Moenie as prins op mense se Facebook comment nie, scroll verby. Ja. Ek noem dit block and bless. Ja, Jy block and bless. Hoorie Bibi, ons praat vandag op sosiale media oor watter drome van jou het al waar geword. Ek weet jou wat jy doen tans het waar geword want jy het as 8-jarige al geweet wat jy wil doen. Ja. Maar watter drome het jy nog wat dalk al waar geword het? Of wat het jy nog wat nog moet waar word? Ek dink as kind wil mense erken word. So die fame deel is nou iets wat ek beleef vir ek sukkel. Want die oom kyk so vir my daar in die aisle en kliks. Toe sê ek vir hom, "Wat?" Toe sê hy, "Sorry nee, ek en die tannie hou van jou werk." Toe sê ek so, "Sorry oom, sorry oom." Dis weird, maar toe herken hy my net. Ja. Maar om musiek uit te bring soos wat ek nou het. Ja. Dit was nog altyd die droom. Ek was 'n Celine Dion girl vandat ek kan onthou, jy weet. So die groot songs, die goed met meaning. En ek het op TV 'n komediereeks gedoen, Die Fakulteit, waar ek die skoolhoof gespeel het. Daai was 'n groot droom om 'n aktrise te wees. Daar's soveel boksies wat ek al getik het. Ek het 'n beautiful woonstel hier in Pretoria met 'n view van die liggies. Dis iets wat ek nog altyd wou gehad het. So ek tik net boksies, maar ek het 'n vision board. Iets waarna ek kyk en droom. En ek beloof vir julle, ek haal een vir een prentjie af want die goed word so waar. Dis mooi. Bibi, daai eerste keer na jou ongeluk toe jy terug is op die verhoog, hoe het dit gevoel? Vriendin. ek het gehuil. En mens sing moeilik as jy huil, hoor. So dit was nou onnodig. Maar ek het nou die oggend vir iemand verduidelik om te kan sing voel asof die son uit jou bors uit skyn. So jy weet as jy in die winter in die son staan, daai warm gevoel, maar dit kom so van binne af uit en ek het dit weer beleef, asof ek vir die eerste keer gesing het. Want ek dink ek hierdie besering oorleef het en daai dokter vir my gesê het hy mag dalk my been moet afhaal. Het ek nie gedink ek gaan so vinnig terug wees nie en ek het dit so geniet en geweet dis hoekom ek gestuur is na hierdie plek toe. Jo.
Ons is baie bly jy is vanoggend hier na ons toe ook gestuur. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. Ons tyd is nou ongelukkig op. Dankie. Maar hou asseblief aan met wat jy doen. Staan sterk. Een halwe voetjie voor die ander heel voetjie totdat al twee heel is. Dankie. Dankie vir jou. So gesels Bibi, bly ingeskakel vir nog kombuis.